Dankie, kan maar weer sit. Dankie aan die vlagparade vir die mooi vlaghuising. Goed, vriende, ons kom by die feesrede. Professor Andries Raad is hier teenwoordig, gaan vir ons 'n paar woorde spreek. Kom ons luister ook mooi daarna, dankie. Hy is reg, baie dankie. Geagte vriende en geagte volksgenote, 'n besondere voorreg altyd om hier ten aanskoue van Majuba te sit, of te staan, of te gesels. En ek herinner my dat by verskeie geleenthede ek moet die merkwaardige man, wie se geloofstoewyding, wie se daadkrag hierdie terrein vir ons volk verseker en bewaar het, om Hendrik van Blerk. Dat ek altyd, wanneer ons oor hierdie volksake en oor Majuba en oor ons geskiedenis en oor die herdenkings praat, dan het daar altyd 3 dinge na vore gekom. Mag ek net terloop sê dat soos wat hy gepraat het, so het hy geleef. En so het hy byvoorbeeld op 91-jarige leeftyd, en vanmôre op die program is daar ook so item, het hy op 91-jarige leeftyd Majuba bestyg, tot bo, op die kruin. So het hy geleef. En in die lig van daardie gesprekke, vanmôre 3 dinge. As ons hier saam is, dan praat ons oor dieselfde sake as waaroor kommandant-generaal Joubert met generaal Nicolas Smit gepraat het. Daardie oggend van die 27ste Februarie 1881. En dit is die 3 dinge waaroor ons veral in hierdie tyd ook voortdurend met mekaar bly praat. En wat is dit? Ons praat oor 'n berg, en ons praat oor 'n bedreiging, en dan, geagte vriende, praat ons oor ons vryheid. Die vryheid van ons volk. En nou bevind ons onsself in 'n tyd waar daar baie min gepraat word, behalwe by hierdie geleentheid, by hierdie herdenkingsgeleenthede oor die berg. En het is interessant om te sien dat in ons geskiedenis, selfs die Amerikaners, I see our American friends here, present. And even they talked about Majuba. Hulle het baie gepraat oor Majuba. Die merkwaardige geskiedenis van Majuba. Howard Hillegas, die goeie boerevriend, maak op die voorhand van die Anglo-Boereoorlog in September 1899, maak hy 2 opmerkings oor hierdie merkwaardige berg. Hy sê gedurende die nag van 26 Februarie 1881 maak die beroemde generaal Sir Pomeroy Colley 'n beweging wat bly staan as een van die grootste pogings van dapperheid wat die wêreld nog ooit aanskou het aan boerekant. Die gevegte Majuba, sê Hillegas, is deur die boere gewen teen 'n groter oormag as wat ooit deur 'n vrywilligersmag getrotseer is in moderne tye. En bly 'n voorbeeld van die dapperheid, moed en onwankelbare vertroue van die boere se geloof in hulle godgegewe taak en besturing ter wille van hulle vryheid. En dan sê hy, dit was 'n Sondagoggend, en indien die afstand tussen die 2 magte, die Britte op die berg en die boere hieronder, in die vallei, as daardie afstand korter was, sê hy, sou die soldate op die heuwel moontlik die sing van psalms en lofliedere gehoor het.
wat deur die boere hieronder in die vallei gesing is. Die Engelse het hulle boere vyand oënskynlik in die palm van hulle hand gehad. En met 'n paar groot kanonne kon hulle die boere in groot getalle uitwis ter wille van hulle vryheid. En nou by die 145ste herdenking van die slag van Majuba, vandag op 28 Februarie 2026, dink ons aan daardie selfde stryd, en ons praat oor dieselfde saak, en ons praat oor dieselfde berg, en ons praat oor die bedreigings, en ons praat oor daardie selfde vryheid. Soos president Paul Kruger teruggedink het by die herdenking van die Majuba op 16 Desember 1886 by Parekraal, ter wille van die vryheid. En president Paul Kruger het dikwels oor die herdenking van die slag van Majuba gepraat. By sulke geleentheid, 16 Desember 1886 by Parekraal, weer daar op 16 Desember 1891. En hy was waarskynlik die boereleier wat die mees betrokke was by sowel die voorgeskiedenis van die boerestryd as die vryheid na die Britse besetting van Transvaal op 12 April 1877. En terwille van die kinders hier en terwille van die duidelikheid en die omstandighede waaronder ons ook vandag hier saam is dit goed om herinner te word dat president Paul Kruger in daardie voorgeskiedenis van die boere se stryd tydens die trek, hy 11-jarige seun was tydens die slag van Vegkop. Dat hy aktief daaraan mee gedoen het. Hulp verleen het. Toe ongeveer 33 weerbare mans, vrouens en kinders onder Sadelsilje 'n bykans bo-menslike stryd teen ongeveer 6000 inboorlinge om lewe en dood moes voer. Hy was die ooggetuie van die totstandkoming van die Transvaalse Republiek na die onderhandelings tussen die Britse regering en Andries Pretorius in 1852 by die Sandrivier. Hy was lid van verskeie deputasies en afgevaardig om die verlore vryheid van die Transvaal weer te herwin. Hy is verkies tot president van die ZHR 2 jaar na die herwinning van onafhanklikheid in 1883. En nou by Parekraal op 16 Desember 1886 roep president Paul Kruger die 5de herdenking van die herwinning van die vryheid by Majuba in herinnering. En hoe doen hy dit? Hy vra hulle moet 3 dinge onthou. Die lyn van geloftes wat deur die trekkers en die boere afgelê is in hulle totale afhanklikheid voor God. En hy doen 'n beroep op sy toehoorders dat hulle dit moet onthou en hulle geloftes moet betaal. President Kruger sê, dit herinner nie alleen aan die 16 Desember 1880, toe die Vryheidsoorlog in die krag van die Here begin is nie. Tweedens, het hierdie dag, die 16 Desember van die jaar 1838, aan Bloedrivier in ons herinnering opgekom, toe die voortrekkers, ons ou vaders, tot die besluit gekom het om aan die Here God 'n gelofte af te lê. En die Here die verlossing geskenk, en die gelofte aldus afgelê moet nagekom word. Dis die historiese lyn. Majuba was die afloop van die aflegging van die gelofte by Bloedrivier, sê president Kruger in effek. En hy voeg by, hierdie dag is gebore uit die benoudheid van die voortrekkers se harte, en nie uit dae van voorspoed en welvaart nie, en dat hierdie datums ook saamval met die mees gewigtige dag uit die Vryheidsoorlog. En hy sê, hoe het God die jongste tydperk, 1881, in ons geskiedenis bestuur, by Parekraal op 16 Desember 1880. Is die gelofte wat afgelê is op 9 Desember deur die voortrekkers 1838, is daardie gelofte weer herbevestig. En toe die burgers wat saam was by Parekraal
'n klipstapel opgerig. En van hierdie klipstapel sê president Paul Kruger, hier toe ons 'n benoudheid verkeer het elkeen sonder dat die leiers daartoe bevel gegee het, 'n steen opgeneem en dit op hierdie plek gepak, as 'n gedenkteken tussen ons en die Here. En daarmee is die gelofte van Bloedrivier weer hier hernie. Kyk weer God se bestuur en almag en sy wysheid. En hy bring ons nou terug op dieselfde tyd waarop die gelofte afgelê is. God se hand is so sigbaar, dat selfs die blinde heidene en ongelowiges dit moes erken, dat dit God se hand was, God se hand wat nog dieselfde is as onder die ou verbond. Dan sê president Kruger die tweede ding, onthou die geskiedenis van lyding en verdrukking wat die volk op hulle knieë voor God gebring het, en dan herinner hy die skare dat hulle nooit dit moet vergeet nie. En dan wys hy op die trek van 1835-36 wat begin het, die Matabele aanvalle langs die Vaalrivier, die slag van Vegkop, die slag van Bloedrivier, geskiedenis wat die teenwoordig is by Parekraal tot verootmoediging gebring het, en mag ons byvoeg, daar by Parekraal was waarskynlik 'n hele aantal van daardie ou voortrekkers, wat daardie geskiedenis meegemaak het, en dink aan die aandoenlike tonele wat hulle daar moes afspeel, toe die gelofte weer herbevestig is by Parekraal. Toe die benoudheid swaarder en sterker geword, totdat ons eintlik by hierdie klipstapel by mekaar kom om ons te verootmoedig en voor sy aangesig te verneder. En geagte vriende, wanneer volksgenote mekaar die hand gee en wanneer hulle 'n klipstapel pak, dat hulle die vryheid sal herwin in die geloof, dan is dit so 'n kragtige getuienis dat die Britte selfs onder Lord Roberts tydens die Anglo-Boereoorlog daardie klipstapel geteken het. In die eerste plek, die klipstapel. En hy het dit op treine laat laai, en die een getuienis in die literatuur sê, dit is by die treinbrug, daar by Vereniging in die Vaalrivier gegooi. Dit moet uitgewis word. Hierdie hande vat, hierdie simboliek, hierdie inspirasie moet uitgewis word, dan kan jy met 'n volk werk. Die ander literatuur sê, hy het so ver gegaan dat hy dit per trein in die Durbanse hawe in die see gaan gooi het. En nou kom president Paul Kruger en dan sê hy 'n derde belangrike ding. Hy sê, onthou die gesigglose magswelles van die vyand, wat oor bykans 2 eeue die boere gekonfronteer het en bedreig het, en hoe die Bybelse voorbeeld van die jong Dawid in die geloof teen hierdie maghebbers te staan gekom het en in die geloof oorwin het. En dat hulle sal onthou, soos Dawid, ons volk telkens voor dieselfde kragte, voor dieselfde bedreigings te staan kom. En nou, geagte volksgenote en vriende, hier waar ons saam is, onder die skadu van Majuba, moet ons onthou, Majuba staan in die gelyn van geloftes, wat afgelê is toe ons volk in sy geskiedenis op sy knieë was, en hulle algehele onmag voor die almagtige God van hemel en aarde gestaan het. Soos die voortrekkers op 16 Desember in die vroeë mistigheid by Bloedrivier in die skemering die ontsaglike vyand voor hulle gesien het, en later daardie dag op die lyke van meer as 3000 van die vyand neergekyk het. Soos die boerekrygers op 27 Februarie 1888 in die vroeë oggend teen die kim van Majuba die oorweldigende Britse mag op die berg gesien het. 150 boerevrywilligers, meer as 500 geoefende professionele soldate op Majuba. En aan die einde daarvan later die oggend neerkyk op die lewelose liggame van die Britse vyand versprei oor die kruin van Majuba. Talle van die boere wat daardie oggend van 27 Februarie op die kruin van Majuba gestaan het en oor die wytes van Natal en die Transvaal en die Vrystaat uitgekyk het, kyk na onder op die lewelose liggaam van die Britse aanvoerder Sir George Pomeroy Colley aan hulle voete.
En hulle sou onwillekeurig onthou het hoe die geskiedenis van ontberings, stryd, inmenging van Britse imperialisme sedert 1852 hulle voortbestaan in Transvaal bedreig het. En met vereelte hande en verrimpelde gelaat kan ons in ons gedagtes sien hoe die ouer boere onthou, hoe die inboorlingsstamme deur Brittanje teen die boere aangepor en bewapen is, die oorlog wat daaruit voortgespruit het. Hulle sou onthou die goed vertrouende Transvaalse burgers onder voorwendsels van vrede, veiligheid en voorspoed daartoe verlei is om die liberale T.F. Burgers as staatspresident van die Republiek te aanvaar en die staatsmag in sy hand te gee. Hulle sou onthou het hoe die Bybelse onderwys die eerste was wat onder burgers se liberale bewind uit die Republiek se wetgewing geskraap is. Hulle sou onthou hoe die Republiek in onmag was om die inheemse stamme onder die lamsakkige bewind van burgers te beteel en die veiligheid van boere terwyl daar plaasaanvalle oor 'n wye front plaasgevind het te verseker. Hulle sou onthou hoe die onafhanklikheid en volksvryheid onder die liberale burgers letterlik op 'n skingbord vir die vyand weggegee is. Hulle sou onthou hoe die ekonomiese verknegting van loyale landsburgers teen buitensporige belastings, wat deur Engeland op die boere afforceer is, die boere tot bedelaars in hulle eie land gemaak is. Hulle sou onthou hoe die eiendom van die getroue burger Piet Besuidenhout gekonfiskeer, onteien is, en hoe hy moes toekyk hoe sy waarmee hy sy lewenstog verdien het, om ontneem word. Hulle sou onthou die smaad en bespotting wat boere by monde van die vreemde regering te beurt geval het. Hulle sou onthou het hoe 3 boereleiers Kruger, Joubert, Pretorius deur die volk verkies is om onder leiding van Kruger hulle verlore vryheid te probeer herwin. Hulle sou onthou het die samekoms te Parekraal op 16 Desember 1880 waarin slegs een enkele predikant, Dominee van Warmelo, opgekom het om as volk met mekaar af te spreek om die volksvryheid te herwin. Hulle sou onthou het hoe by monde van generaal Piet Joubert die Bloedrivier gelofte van 1838 hernu is. Hulle sou onthou het hoe die Parekraal gelofte van 1880 in die verlengstuk van die Voortrekker gelofte voorgelees is. Nie 'n nuwe gelofte nie, in die verlengstuk. Hulle bevestig eers die Voortrekker gelofte, dan voeg hulle daarby. En hulle almal teenwoordig onderskryf dit. En dan sou hulle die bewoording van die Parekraal gelofte wat in hulle geheue gegryf was, onthou het, en ek haal aan. In die teenwoordigheid van die almagtige God, die kenner van alle harte, onder biddende opsien om sy genadige hulp en ontferming, kom ons burgers van die Suid-Afrikaanse Republiek plegtig ooreen, soos ons nou weer ooreenkom om vir ons en ons kinders 'n heilige verbond op te rig en wat ons met 'n plegtige eed bevestig. Hulle lê 'n eed af. Hulle verbind hulle daartoe voor die aangesig van God. En met vereelte hande sou hulle ook onthou al die ellende wat die buitelandse ondersteuning en inmenging van Engeland teweeggebring het. En dan sou hulle onthou die bewoording van die Parekraal gelofte, en ek haal aan, wat juis hierna verwys. Ruim 40 jaar gelede het ons vader uit die kolonie weggevlug om 'n vry en onafhanklike volk te word. En hierdie 40 jaar was 40 jaar van smart en lyding. Ons vryheid is vertrap, en die vlag waarmee ons vadere met hulle bloed en trane gestry het, is uiteindelik van die grond opgetel. Maar hulle sou onthou ook die woorde in die Parekraal gelofte wat vertel van die bedreiging, die magswelles van die onderdrukker. En ek haal aan, soos 'n dief in die nag is ons vrye republiek van ons weggesteel. Ons kan en mag dit nie verdra nie. God wil dat die eerbied van ons vader en die liefde jeens ons kinders, wat vereis dat die erfpand van die vader ongeskonde bly, aan ons kinders oorgelewer sal word. En dan vriende, luister hierna. Daarom stry ons hier saam, en dat ons mekaar die hand gee. As manne en broeders, as volksgenote, plegtig beloof om trou te bly aan ons land en ons volk, en met die oog op God saam te werk tot die dood. Terwille van die vryheid. Mekaar die hand gee, terwille van die vryheid. Die gelofte by Bloedrivier word herbevestig, en in die verlengstuk daarvan
mekaar die hand gee? Waarom? Na al die twis, na al die volksverdeeldheid, na al die onmin in kerk en in staat en in politiek in die Transvaalse Republiek, is dit die spontane, die normale. Ons kan nie langer so voortgaan nie. Ons kan nie langer sê dat ons 'n gelofte volk is terwyl al hierdie twis en tweedrag voortgaan nie. Daarom moet ons mekaar die hand gee. Nie omdat dit ons is wat in finale instansie daaroor besluit nie, maar voor die aangesig van God waartoe ons verbind, want ons kan nie die gelofte by Bloedrivier aflê en in dieselfde asem hierdie volksverdeeldheid en die volksstryd voortsit nie, mekaar die hand gee. Hoor ons dit, feesgangers, hoor ons dit. Dat na al hierdie geweld, onderdrukking, leed en ellende wat ook ons vir bykans 40 jaar deurleef. En elke dag deurleef. Om die pot aan die kook te hou. Om te worstel om ons kinders 'n Christelike onderwys te gee. Terwille van ons vryheid. Mekaar die hand gee. Nie in menslike magswelles, maar in nederigheid en totale afhanklikheid van die uitreddende genade en almag van God, terwille van ons en ons kinders se vryheid. Ons moet onthou, nadat die gelofte op 16 Desember 1880 herbevestig is, word 'n klipstapel gepak, sodat tasbaar elkeen hom en haarself die hande vat en onderneem om dit nie te los, mekaar nie te los, alvorens die vryheid herstel is nie. En dan word die vuurkleur wat sedert April 1877 neergehaal is, weer in die tydelike hoofstad van die Boererepubliek te Heidelberg gehuis, en 'n afvaardiging word na die vyand, die owerheid, die heerser, die Britse gesant Sir Owen Lanyon gestuur, met die boodskap dat die boere van die Transvaalse Republiek hulle trou aan die vreemde regering afsweer. Hulle sê, ons verklaar voor God wat die harte van mense ken en voor die wêreld dat die volk van die Suid-Afrikaanse regering nog nooit onderdane van haar majesteit was nie en dit nooit sal wees nie. Dat hoewel hulle fisies onderwerp is, hulle steeds hulle vryheid in die gees handhaaf en koester. Geagte vriende, is dit nie 'n wonderlike en 'n kragtige boodskap nie? Ons kan fisies onderwerp word. Ons kan fisies, soos Israel, die Farao se klei vir hulle trap. Ons kan geminag word. Ons kan elke dag vervolg word. Maar in ons gewete bly ons vry, omdat ons nog nooit onderdane van 'n empire was nie. Maar president Paul Kruger, daar op 16 Desember 1886, praat ook van 'n man. Hy verwys na 1 Samuel 17 vers 47. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal hulle in ons hand gee. En die wonderlike insig en die wonderlike waarnemingsvermoë en die geloof van president Paul Kruger, hy eien hierdie tydlose gesig van die vyand wat elke keer opkom, wat elke keer in ons volksgeskiedenis opkom, in ons geloofstryd, sien hy so mooi. Die maghebber van magswelles, onderdrukking en imperialisme. En wat staan daar in die geskiedenis van Dawid en Goliat? Die Israeliete sê, het julle die man gesien? Het julle die man gesien? Vir Dawid was dit 'n groot man. Verpersoonliking van die Filistynse magte, ongeveer 10 voet hoog, 'n reuse gestalte, 'n gevaarlike en 'n sterk man, geheel en al geharnas, 'n strydlustige baasvegter, die oorsaak van smaad en ellende vir diegene met wie hy in geveg tree. En teenoor daardie vyand 'n 18-jarige skaapwagter sonder enige ondervinding in wapentuig en van oorlogvoering, sonder pantser en swaard, met die eenvoudigste van alle wapens in sy hand, 'n stok en 'n slinger. Vriende,
by Bloedrivier was die man 'n vyand van 10.000 impies, wat hulle bloedlus by Bloukrans en Moordspruit uitgeoefen honderde trekkers vermoor het. Vir die Transvaalse burgers op Majuba die roem van die Britse mag wat die aand van die 26ste die berg bestyg het. Dieselfde man wat van die kruin van Majuba allerlei lasterlikhede daarvan bo geskree het teen die boere, terwyl daar die 150 vrywilligers besig was om Majuba te bestyg. Voorafgaande aan die Anglo-Boereoorlog, dieselfde man waarvan president Kruger gesê het, dis nie my stemreg wat jy wil hê nie, maar dis my land wat jy wil hê. Dis die man. Het ons die man gesien wat daar opkom? Ons sien hom, geagte vriende. Ons hoef nie lank daarby stil te staan nie. Ons sien hom. Ons sien hom wat ons vryheid verwoes, wat ons eiendom wil wegneem, soos die van die burger Piet Besuidenhout, ons ekonomies verarm, ons land in 'n puinhoop verander. Daai selfe man. Ons kinders sien daai man in die onderwys, hulle toekoms in ons vaderland uitvee. Ons ouers sien die man wat hulle verarm sodat hulle nie vir hulle kinders onderwys kan gee en opvoeding vir hulle toekoms nie. Ons geslag sien ook daardie man wat opkom, groot en sterk en gevaarlik en uitdagend, strydlustig en smalend, die slagordes van die lewende God. Hy verskyn in verskillende gedaantes, verskillende tye. Eiendom onteiening sonder vergoeding, Christelike onderwys ondermyn, en ons met alle mag probeer beheer. Dieselfde man. Dis dieselfde man wat sedertdien ons volksvryheid bedreig, ons eiendom, ons landbouers op die plase aanval en beroof, dis dieselfde man. Dis dieselfde man wat ons volksvryheid verhoed en ons aan politieke slawerny verkneg. Het julle daardie man gesien wat daar opkom? Ja, ons het. Maar die belangrikste vraag is nie dit nie, geagte vriende. President Paul Kruger impliseerde daar op 16 Desember 1886 by Paardekraal. Het ons die klein skaapwagters met hulle nietige verouderde wapens op 16 Desember 1838 by Bloedrivier gesien? Op 27 Februarie 1881 op die kruin van Majuba? Het ons hulle gesien tydens die Anglo-Boereoorlog? Op 15 Desember 1899 by Colenso? Op 11 Desember 1899 by Magersfontein? En wanneer ons hulle sien, dan praat ons ook oor ons vryheid. Soos hier in die skadu van Majuba, daardie oggend van 27 Februarie 1881. Of waar ek en oom Hendrik van Blerk hier saam was, op hierdie terrein. Het ons agter, voor, bo, om en in die nietige volks Dawids iets gesien? Nie die slagordes van die lewende God nie, maar die werk van die lewende God met sy slagordes. En staan daar die kleine nietige slagordes nie hand aan hand voor die aangesig van God en in die aangesig van die man wat daar opkom nie? Die trekkers het hom gesien, sy aan sy. Die boere op die kruin van Majuba het hom gesien, sy aan sy. Die burgers in die loopgrawe by Colenso het hom gesien, sy aan sy. Die burgers by Magersfontein het hom gesien in die loopgrawe, sy aan sy. Vriende, sien ons daardie klein nietige slagordes? Louis Leipold het in 'n ver gesig reeds in 1929 die tyd van die opkoms van hierdie man in ons tyd beskryf. Die man wat ons nou sien. En hy doen dit in pragtig digterlike taal. Die witgevlerkte engel soek angstig na 'n skuil. Deur swarte rawe omsingel wat tier en kraai en huil. Maar hy sien ook helaas ons volkskrisis, ons volksverdeeldheid
Ek sien in broedertwiste 'n trotse huis verdeel. En snode heidenliste waarmee die mensdom speel. Menslik gesproke 'n somber prentjie nie waar nie, maar sien ons die gelowige Dawids? Leef ons uit die woorde van die paardekraal gelofte wat ons herinner in die teenwoordigheid van die almagtige God, die kenner van alle harte? Onder biddende opsien om sy genadige hulp en ontferming, dat ons mekaar die hand gee? Leef ons so in die onderwys? Leef ons so in die landbou? Leef ons so in die kerk en in die staat? Met 'n profetiese oog sien die digter G.A. Watermeyer die horisonte van vryheid, wanneer God se wolkkolom ons sy aan sy lei na daardie duur gekoopte vryheid. Klein volkie smaadlik gebind om vir die farao strooi te vind. Nog na die bitter koorstrek noord te skoffel in die vreemde boord. Dan beskryf hy die vryheid as vrug van die geloof vir die Dawidsbende van geloofstryders. Sal vryheid van sy, God se wolkkolom, wit oor jou wye vlaktes kom. God is die hoop waarop ons leun. God, die gestalte wat ons steun. Paul Creer het die God van daardie slagordes op die voorhand van die slag van Majuba persoonlik geken. En aan sy volk voorgehou by die herdenking van die paardekraal gelofte en uiteindelik na die oorwinning by Majuba. In die gees van hierdie oproep skryf Watermeyer van die verlore vryheid en die geloofskrag van ons volk om hierdie teenslae te oorkom, dit waarvoor ons hierdie naweek hier is. Dit te gedenk. Ons sien daardie man wat opkom, soos hy telkens in ons volksgeskiedenis verrys het. Sal ons soos die burgers van 1880 nou by hierdie herdenking mekaar vir môre en môre die hand gee voor ons hier weggaan? Is dit nie tyd? En ek vra hierdie vraag aan ons organiseerders wat soveel moeite doen met hierdie terrein, die historiese agtergronde, al die gesukkel en geswoeg om hierdie terrein vir ons volk te bewaar, is dit nie ook belangrik vir die trustees van hierdie terrein, dat ons ook tasbaar by 'n toekomstige herdenking juis hier, op hierdie terrein as simbool van ons vryheid, weer 'n klipstapel pak as tasbare blyke en bewys daarvan dat ons mekaar die hand gee, en dat ons dit nie loslaat voordat die vryheid herstel is nie. Symbool van ons vryheid. Waar wil ons nou 'n kragtiger getuienis hê? Waar wil ons 'n sterker boodskap hê? As juis daardie tasbare dooie klippe, wat die symbool van die hande vat en die stryd is? Van daardie vergesig en toekomsvisie skryf Watermeyer in sy Republiek van 1000 jaar van moedeloosheid voor die groot taak wat op ons wag. Toe ons gebreek was tot die been, verwese in die smaad versteen. Toe ons verslae was van smart en hol van hoop in elke hart. Dan skryf hy van die inspirasie wat van die volks Dawids uitgaan, en hy noem spesifiek een, naamlik president Paul Creer. Groot bitter einder van ons bloed, het hy die vryheid weer laat gloed. Dan sien hy ons volk weer gevul met geloofsmoed en offervaardigheid, weer drif, weer vlam in ons laat word, ons moe lendene omgord. Is dit nie wat ons nodig het, klein en groot, kinders, vaders, moeders, grootouers, volksgenote? Weer drif, weer vlam in ons laat word, ons moe lendene om God. Vriende, ons moet die berg uit. Ons moet die berg oor. Na die hande vat. Met moed om teen die môre kim, skryf Watermeyer. Meer hierdie keer, meer as Majuba uit te klim.
En ons gaan dit doen in die geloof. Ons gaan dit doen in die geloof. Want die lese van die Transvaalse Republiek waaronder hulle gestry het en waarvan hulle vergeet het en waarvan ons vergeet en dit meer dikwels moet onthou, eendrag maak mag. Dankie.